Route 326 saam met François en Anelma op 'n Vrydagmiddag. Hy's 'n bekroonde liedjieskrywer, 'n rock en blues sanger, 'n digter en 'n kunstenaar met 'n unieke stem in Afrikaanse musiek spesifiek. En ons gesels vandag met the one and only Jan Blom. Route 326 op Groot FM 90.5. Ek ken hom vir liedjies soos Kom jy saam met my vanaf haar album Ruby. Ag, en het hierdie 'n ooit bekendstelling nodig. Ons almal ken hom, ons almal sing hom by 'n karaoke of as die aand 'n bietjie later raak. Ek het 6 groen treie. Nou vir hom gesê, die was een van my gunstelinge op daai Ruby album, is Roosmaryn Kaneel. Jan Blom saam met ons. Hallo Jan, welkom. Hallo, goeiemiddag julle. Yes, dis lekker om jou te Dit is sien. lekker om julle te Dis sien. die eerste keer wat jy by my en Anelma kom Ja, kuier. dit is. Thanks. Dankie vir julle, dankie Ja, dat julle vir my finally. genooi uiteindelik. It's Ja, bound hoor, to jy happen. kan enige dag regtig kom maar Ek net het wat jou wil jy doen? Ek het jou buite gevra nê, maar gaan jy nou maar hier op die lug ook vra nê. Wat noem jou pelle jou? Want is Jan Blom jou regte naam? Ag nee, wat almal noem my maar Jan of Boeboe. Boeboe. Of iets, ja. Boeboe, ons moet dit nou Boeboe. vir die res van die uur sê asseblief. Kan ek jou Boeboe noem asseblief Jan? Okay. Alright, Boeboe. So, jy's in Kroonstad gebore. Ek is, Ek ja. wil jou terugvat soontoe. Hoe sou jy sê daai omgewing en jou grootword jare jou kreatiewe stem gevorm? Ek dink verseker het ek dit maak 'n klein dorpie in dis Vrystaat. So die Vrystaatse vlakte het maar hy het sy eie ding wat hy doen in 'n kunstenaar, daai oopte en daai kleure en daai tipe van goeters. En ek is van jongs af as ek blootgestel aan baie skrywers. So ek dink dit was baie die kombinasie van ouens soos MP van Wyk, Lou Breitenbach, Etienne Leroux, daai tipe ouens gemeng met daai melankolie en pastel van die Vrystaat. Wat my definitief geshape het, en dan die blootstelling op 'n jong ouderdom aan die bluesmusiek en baie ek het groot geword in 'n kerk. So dit was maar altyd soulmusiek, want kerkmusiek is maar vir my soulmusiek. Yes, Ja, dit is vir my absoluut. alles so soulmusiek. So dit was definitief kerk, blues en Breitenbach wat my gevorm het, saam met daai mooi Vrystaat lig. En jy praat nou so van Breitenbach, ons weet natuurlik jy daai groot treffer gehad met Breiten se brief, maar jy's 'n groot bewonderaar van die man, en as ek nou so luister na jou lirieke, dit het definitief daai digterlike aanslag waarvan jy praat. So, skryf jy eers soos 'n digter daar agter met die pen en papier en dan sit jy die musiek by, of gebeur dit andersom met jou? Weet jy, in die begin was dit so geweest, want ek was 'n skrywer voordat ek 'n liedjieskrywer was. Jy weet, het ek geskryf. So dit het oor tyd het dit verander. Ek dink ek het bietjie wegbeweeg van die digterlike manier van dinge doen. Met ander woorde, van ergens met 'n pen sit en hierdie beeld te probeer uitkap met woorde. Tot waar ou amper begin vorm het dat die songs vorm aan my kop. Ja. Jy weet, so dit begin, dis amper soos 'n painting. Dit begin gestalte neem in jou kop en dan ek sal nie sê die woorde is 'n afterthought nie, maar die woorde en alles gebeur maar so self. So dis 'n interessante proses. Dit val net in plek dan. Ja, ek dagdroom die song op. Dit klink bietjie woe, maar dis die waarheid. Jy weet, die ding kom sit in my kop en dan skryf ek hom. Ek kan ongelukkig nie so goed sing nie. So ek het baie mooier songs in my kop. Ag, jy praat Weet nie waarvan jy nou praat nie. Ja, man, almal gaan met jou die Of stap. ding- ek soveel note sing. Maar die ding wat jy beskryf is 'n baie moeilike ding om te capture, want dis maar 'n kunskoppie. Hy doen maar sy ding wanneer hy sy ding doen. Hy doen maar sy ding. So ek dink ek gaan hom ook nie probeer oorverduidelik nie, want dan begin mense naderhand frons. Ja, so hoor Dan as gaan jy nie heeltemal verstaan 10-4. Hoorie maar, ek vat jou terug ook na jou debuutalbum Melkstraat Confessions, en dit het jou destyds as 'n unieke stem gevestig. Sou jy sê daar was iemand in die beginjare van jou loopbaan na wie jy baie opgekyk het, of soos wie jy graag wou wees daai tyd? Piet Botha. Ja. O, regtig? Ja, nee, Piet Botha Ja. was generaal. Ek onthou destyds, weet toe ek weermag, ek was in die weermag gewees. Was er nog 'n ander radiostasie, jy weet 'n local universiteitsstasie gewees wat daar was 'n DJ op gewees, en Vrydag het dit vir my geklink
Dan sy show was hier van 10:00 af tot die volgende oggend 5:00. Maar dit klink vir my hier by 12:00 hy gechailer, dan sit hy die Piet Botha soetkeis vol winter CD op repeat. Op repeat daar En dan gaan party hy. Dit was 'n goeie album Ja, op dit dit was klink soos 'n great great album. show. om op repeat te hê, ja. En so ek het soetkeis vol winter stukkend geluister en obviously ek het maar vir Pieter ontmoet of vir Jonathan Martin hulle in die ouens en dit was maar net daai rock and roll gees en daai obviously ouens soos Valiant, mense soos Gian Groen het my verskriklik inspireer en jy weet veral in die begin baie gehelp om shows te kry en goed. Okay, So maar daar was 'n klomp. op daai noot, met wie is jy nog starstruck? Wie is ek nog In starstruck? in die plaaslike musiekbedryf? Nee, ek is eintlik maar nog starstruck met julle. Ek is maar net 'n starstruck ou. Ek dink ek het ongelooflik baie respek vir ouens soos Gian, vir Valiant, ou Peer. Definitief iemand soos Anton Goosen. Ja, Jy die weet, liedjieboer, hy moet daar wees. Absolutely. En dan is daar's legends, jy weet ouens soos Koos Kombuis. Was afgestorwe ouens. Ek wens ek kon Johannes Kerkorrel beter. Ja, beter hoorie, geken het. nou praat jy. Maar dis nog steeds musiek wat ek actually luister. Ja, natuurlik. So tussen die praise and worship en Ek sit nou hier en wonder, nê. Het jy soos 'n cringe crush op 'n sekere liedjie en dan gaan jy soos Guilty pleasure tipe vat nou liedjie. byvoorbeeld Scatman's World, nê. En dan gaan jy soos ja, ek geniet hierdie liedjie, maar as 'n Maar ware dis nie musikant eintlik- moet ek nie eintlik hiervan hou nie. Absolutely. Asseblief dit? gee een. Kylie Minogue. Okay. Param. Ja. Massively. Ja. Wat En sê jy nou? Ek is baie agter met modern musiek, jy weet. Ek so nou en dan sal my dogter nou vir my, want daar's ook nou van die nuwe goeters behouer. Ek het baie songs soos Dance Monkey dink ek het eers laas jaar ontdek. Ag nee, Toe dog regtig. ek dit is nou 'n nice rigting van die musiekwêreld wow. Meanwhile is dit baie oud. Maar jy het ook al as akteur verskyn in dit wat stom is. Ek onthou back in the day en wat leer hierdie toneelspel jou toe op daai stadium van jou lewe 'n musikant oor storievertelling of is dit alles maar eintlik dieselfde? Ek dink dit was dis dieselfde en ek het baie lesse gegee want ek het mos saam met jy weet mense soos Trudy Taljaard, ek het later saam met Brumilda ook bietjie gewerk op die Ja. Golly. Dit het vir my 'n faset oopgemaak van iets wat ek regtig graag sou wou doen eendag. Ek het baie respek vir akteurs. Neil Sandilands is nou nog steeds 'n groot jy weet een van my beste vriende. So ek het 'n massiewe respek vir wat daai ouens doen. Ek het net nie daai dissipline nie. Om daai woorde te leer elke dag. Absolutely not. Moet jy daar sit en wag. En wag en Ja, ek gaan hurry iets up and opmaak. wait. Verstaan jy? Ek gaan net voel nee, hierdie rol kort nou Ja, hierdie woorde. ek Ja, sal dis nie nou- rough around the Jy edges. weet so ek dink direk die ou hulle sukkel maar met my. Jy weet, ek dink nie hulle wil. Sal jy dit weer wil doen? Ek dink as die regte rol opkom, ek sal hou daarvan, ek sal hou daarvan om te skryf. So ek het al baie flieks geskryf en stories geskryf en sulke goeders wat ek nou nog nie weet wat 'n ou nou maar so in die boks hou. Die nuwe produksie wat ek hier teen my graag wil uitkry is 'n kombinasie actually van alles as julle daarvan wow. kan vertel. Ja, vertel. So tot daar waar die lig is, gaan actually ek het hierdie droom gehad van 'n jonger ek, juis met Melkstraat Confessions se tyd nog voordat al die goeters gebeur het, toe ek nou regtig nog in die pubs gesing het en daai goeters. En daai tyd het ek ook geweier om te covers te sing. Regtig? Ek gaan my eie liedjie sing. Nou Well die mense done vir my vir jou. gesê maar ons gaan jou nie betaal nie. Sure. Jy weet so, ek het gestwee in die begin. Deels daarvan was weer eens ek was lui om ander songs te leer. En jy was 'n rebel, maar 'n rebel with a cause, Ek voel wil ek. my eie goeders Ja. doen het, ja, van die begin af. En so daar was 'n tyd gewees waar dit nou maar, jy weet wat 'n ou nou maar, weet ek was 'n barman om deur te kom. En as ek met daai ou vandag kom praat, ek wens so ek kon 'n conversation met hom hê van alles wat gaan gebeur en hom probeer regmaak. Jy weet, en vir hom sê hou moed, jy weet. Sure. En toe skryf ek so play. Verstaan. Wat ek myself dan nou speel agter op 'n skerm as 'n jonger ek Ja. wat dan opkom en dan sien hy die ouer ek wat onder 'n langpaal staan. Dit is nou Wow. die wat julle visueels wat nou fisies voor die gebeur en dan vertel ek hom die storie deur die songs. Ek stel hom voor aan sy eie dogter. Daai tyd het ek nog nie regtig geskilder nie. Ek stel hom voor aan sy eie skilderwerk en ek hou jy weet ek het hierdie conversation wat jy met 'n jong man sou hê van hou koers en hou fokus op hierdie goeters want jy gaan hierdie goeters mis. Het daai teaterstuk nou al 'n naam want dit kom nou Tot na daar waar die lig is. Tot daar waar die lig is. So dit is die naam wat jy ook by die Vetri Atterbury teater gaan opvoer. Ons die produksie is nou nog nie 'n volle swang nie. Ek gaan hom 8 Mei ook saam met die album gaan ons hom launch. Okay. Maar wat tot daar ek gaan die storie vertel by Atterbury. Dan Okay. begin ek die storie vertel Alright.
van die ding. Ek is ook maar so, ek is 'n trappie ou en ek love dit om goeders te create voor mense. Yes. So baie van my songs, jy weet, voor ek dit rekord, speel ek dit baie voor mense. Dis is daai een musiekvideo van jou waar jy skilder in die video, dit maak sin. En hierdie gebeur op die 31ste Maart en die 1ste April hier by die Fairtree Atterbury Theater in Pretoria tot daar waar die lig is. Kry jou kaartjies nou, dit gaan uitverkoop baie binnekort. seatme.co.za en net hierna gesels ons verder met Jan Blom. Maar jy het jou gitaar saamgebring, so sal jy ons sing vir ons so ietsie van so 3-4 minute tot ons nou na die nuus 3-4 minute. Ja, dat ons nou so na die nuushoof trek kan beweeg op 'n Vrydagmiddag asseblief. 3 tot 4 minute, hoor. Hey, beautiful, yeah. Yeah, is he beautiful in me? Hey, alles is okay. Hey, die storm is voorbij. En die stormtijd verdwijn. Ek steeds op soek na zijn. En die radioman die sê, jy moet weet wat jy wil hee. So hy, beautiful jy. Yeah, is he beautiful in mine? Hey, alles is okay. Hey, die storm is voorbij. En niks maak regtig saak as ek saggies aan jou raak. Want hierdie song is net vir jou, my beautiful glow. So hy, beautiful jy. Yeah, is he beautiful in my? Hey, alles is okay. Hey, ja, die storm is voorbij. Ja, partykeer moet jy jouself net knyp in hierdie ateljee, nê, want hier het ons nou front row seats tot 'n Jan Blom vertoning op 'n Vrydagmiddag op Groot FM 90.5 vir almal daar in die karre. Ek voel presies dieselfde as jy. Ja, ek het nou geteleport. Dit is stunning. Iemand sê word wakker is ook 'n moed asseblief. O ja, Dit is Mariaan Fourie. Nog iemand sê, julle bederf ons nou vandag. Jan Blom is my absolute favourite. My ultimate droom, nê, is om saam met hom en sy gitaar so om 'n bonfire Dis almal se droom. en dat hy 'n stukkie van Bruiten se brief kan doen daar. Henk Nel, is van jou pelle gelukkig Jan om jou te kry so om 'n bonfire met die gitaar? Weet jy, dit het al gebeur. Dit het al gebeur en dan gewoonlik kan ek kan ander songs ook speel. So ek kan saam songs speel. Ja. Ek Jy wou net nie daai tyd in die pubs het gecover het nie, maar jy kan actually. Ek kan Ek wou nie doen toe hy dit actually. moes doen nie. Ja. Dis die ding. Ek kan actually iemand het op sy amper uitgepas na die toe ek with eyes wide open ek dink dis 'n Creed song doen. Toe kom hy, jy weet, obviously nou my rock crushes bietjie uit, jy weet van jy weet van With arms wide open, yes. daai een. Ek dink ek wou Creed gewees het.
hier op 18. Wel nou sê beter as hulle, imagine net. Hoor hierso, dit is die een en enigste Jan Blom saam met ons in die ateljee. Ons gaan net hierna verder gesels en onthou om jou kaartjies te kry tot daar waar die lig is. Jan Blom, dit is nou die 31ste Maart en die 1 April by die Fairtree Atterbury Theater, seatme.co.za. Anelma moet net gou vir ons sê wat in die wêreld aangaan. As jy kan, nou met Get Out of My Way en dit is spesiaal vir Jan Blom wat sê hy het so 'n bietjie van 'n cringe crush op haar, maar ek dink is oor haar looks, nee Jan. Natuurlik ja. Natuurlik oor haar looks. Ja, gepraat van cringe crushes, ek en Fransja crush beide nou. Want ons het vir Jan Blom in die ateljee en ons is super excited daaroor. Ons het actually letterlik voordat ons op lig gegaan het, admit aan mekaar, ons is nou actually 'n bietjie starstruck. Ons is definitief. Hy het gesê hy is Bietjie nog baie. starstruck met 'n paar mense, maar ons voel so. 100%. Groot FM 90.5. Omdat jy so ongelooflik goed is, Jan. Ek het gesê jy is die son in Brighton se brief. Net dieselfde sonder jou nie. Hierdie enetjie saam met Rhino Velvet, natuurlik. En daai is nou die einste Ruby, nee, wat die Ruby. titelsnit was van daai album. Daai liedjie vat my terug na die MK dae. Ja. Dis reg. Rian Kruiwagen het ek gespeel in die musiekvideo's. Dis wat ek nou wil vra. Ja, ek het net gegaan. Hulle het gesê wat is die coolste video? Want kyk, ek is 'n Rian groot fan. Ja, Irene ook. I love Rian. En toe sê ek vir Rian, maar ek wil die nuus lees en dan speel jy Jan Blom. Dis hy shop. Toe doen hy dit. Toe doen hy dit. What a legend. En weet jy ek wil dit nou nie, maar ek gaan dit nou maar sê, sorry Rian. Daai girls het so gecrush, die dansers wat saam het so gecrush oor ek kan nie naby daai ou se moves kom nie. Ja, maar kyk, Rian is maar Rian en hy word ook Ja. oud in reverse. So hy's eintlik tegniese vampire. Hy daai something button siekte. Ja, Benjamin Button. Ja. Button. Ja, Ja, daai ja. fliek het my so uitgekreep. Ek hou niks van my fliek nie. Anyway, besides the point. Okay, so Jan, jou kuns leef nie net in op die verhoog nie, dit lewe ook in collaborations en toekennings en selfs op die doek. Jy en Rhino Velvet het nou saam gewen vir beste kontemporêre musiekalbum vir Toe roep ek jou naam, Velvet Blom. Wat sou jy sê daai erkenning vir jou beteken op daai punt in jou loopbaan? Dit beteken baie, jy weet, maar weer eens en dit is nou nie ek dan nou nie quasi nederig wees nie. Jy weet daar's 'n span mense wat werk aan albums. Jy weet dit is ek bedoel daai dit begin by die radio ouens wat vir jou interviews gee, wat vir jou play tyd gee, die producers. Jy weet al die mense wat die songs inspire het. So dit is altyd vir my so dit voel of jy weet my eie persoonlike Springbokke wen. Jy weet dis die span wat wen. Okay. En nou ou kry nou maar jy weet as die kaptein kry die recognition en so aan, maar dit was 'n hele span gewees. So dit is altyd vir my so 'n groot pleintjie in die hoed om net dankie te sê vir die span en sê Ja. yes boys, kyk wat het ons bereik want sulke albums jy weet en veral omdat ek nog glo in albums en dis 'n groepwerk en jy weet dis 'n idee en dis 'n konsep en alles. Daar's min ouens wat dit jy weet vandag se tyd is dit maklik om net een of twee songs op te Net neem. 'n quick fix eintlik. Ja, so om my album te doen en recognition te kry daarvoor is massive. Ek is baie dankbaar. Nogal by die Samas, né? So gepraat van samewerking, Jan, dit vra ook vertroue. Jy het nou ook duette opgeneem, as ek dit 'n duet kan noem, saam mense soos Fransja van Cooke en dan nou Rhino Velvet. Maar dit vra vir vertroue en dan wederwysige respek. So, hoe het julle kreatiewe energie versmelt nou spesifiek vir daai album? Sonder miskien om julle eie identiteit te verloor, ook as jy nou kyk na daai liedjie wat jy saam Gian Groen gedoen het byvoorbeeld. Kyk, daar's ek dink die ding met my en Rhino was baie spesiaal want ons is jare en jare lank al vriende. Ons het jy weet toe ek begin af toe Kaap toe het ek in Rhino al. Sy eerste album was actually Die Ware Noord. So ons het 'n band gedeel. Dit was ons band geweest. O, okay. Jy weet, so ons het saam getoer en dan Joel hy en dan Joel ek en dan Joel saam en dan jy weet so daai was amper soos twee boeties. Jy weet wat saamwerk. So ons het net ingelok. Met ander ouens dink ek my ou gaan in en jy het respek. Jy weet, ouens soos ek bedoel Fransja, dis was sy projek geweest. Sy ou gaan in met daai respek en jy is dankbaar vir die respek wat hy jou betoon. En gewoonlik as 'n ou die ding so tackle, dan is daar baie vryheid in.
Jy weet, maar ek dink op die einde van die dag respekteer jy respek vir die kunstenaar en jy het respek vir Vir die projek, vir die projek, Dit absoluut. maak sin wat jy sê. Sjoe. Hoorie, maar ek het nou vroeër vir julle vertel van lig af dat ek in my chommy Henry se huis ingeloop het en ek sê vir haar, "Jesus, hierdie skildery is so mooi van jou." En sy sê, "O ja nee, dankie, Jan Blom het dit geverf." Wat? En ek is soos, "Ekskuus, waar bestel ek dit?" So ons ken jou natuurlik as musikant, maar jy's ook 'n visuele kunstenaar. So wat sou jy sê kan skilder doen wat klank nie kan doen nie? Dit is die vraag. Dit is die vraag. Wat probeer ek doen met musiek? En dit is nou ook op hierdie ouderdom wat 'n ou daai vraag 100 keer gevra het. Hoekom die musiek? Waarvoor is die musiek? Ja. Die musiek en die kuns is juis om iets te beskryf wat ek gedwonge voel om te beskryf. Mag Om te geen ander express. maniere. Ek kry nie 'n ander manier om dit te express nie. So ek dink deel van kuns, jy weet, kuns en 'n deel van kreatief wees is juis daai drang om konstant iets uit te druk in die wêreld en in ander mense aan te raak. Jy weet, met ander woorde, dit wat ek voel en hierdie gevoel sit ek oor en iemand anders kan dit ook voel. En dan gaan dit eintlik oor koneksie. Tussen my en jou, ons vat aan mekaar, ons raak aan mekaar. Maar ook daai mens kan dit anders interpreteer soos wat hulle wil. Absoluut, maar daar's 'n gevoel, daar's 'n jy weet, daar's iets wat jy voel. Jy weet, of nie, partykeer jy weet, ek is maar lucky dat ek Kylie Minogue se kuns laat my baie lekker voel. Sy is lucky dat Jan Blom na luister. Ja, ek resoneer verskriklik met haar liedjies. Ja, nee, hoorie, maar sy, let's be honest, al liedjies, ek glo jou amper. Ja. Maar as jy nou een van jou eie liedjies moes verf as 'n kunswerk, watter een sou jy kies? Jy moet nou een kies, né? Ja. En hoe sou daai skildery gelyk het? Jong, ek dink definitief is dit nie net iets wees soos Ruby. En dan wat opkom gewoonlik is 'n bietjie van 'n selfportret en 'n bietjie van waar my liefde gelê het op daai tyd. So altyd so 'n mengelmoes van die twee gesigte wat uitkom. So dis moeilik om te beskryf en dis juist hoekom ek dit paint. Want ek kan dit nie beskryf vir jou nie. Ek moet dit verf. Maar dis hoekom hulle sê 'n picture paints 1,000 words. Absoluut. Want dit is so. Dit is so. Maar jou snare, jou note, jou lirieke verf ook 1000 woorde. So kan jy vir ons nog ietsie live speel? Dis Jan Blom saam met ons, dames en here. Kan julle dit glo? Hoe gelukkig kan ons nou weer so op 'n Vrydag so 'n bietjie van 'n request gehad. So ek het gedink ek gaan hom doen. Hierdie song was ook so blerry goed vir my gewees. En dis eintlik 'n song wat geskryf is op die pad. Op die pad, hy's klaar geskryf in 'n William Swart sê dis as allerlei dinge wat verkeerd kan gaan in 'n 2-ster kamer met die TV aan. Yes, Dit dis was so wat aand gewees en toe skryf ek die song. Raak jy ooit moeg om te sing? Nee, ek doen nie. Nou maar great. Ek doen nie. Solank die mense nie moeg raak om vir hom te vra nie, gaan ek nie moeg raak om te Nee, sing. hulle sal om te nooit sing. moeg raak. Ek Dit gaan kan ek jou beloof. die hele liedjie nou rekord op my foon. Sy dra aan 4 my jare. Ek band my as die laaste een wat pas vir 'n pakkie 20 blou. En bring my toe strate nader aan jou. My hande voel soos die van 'n ander. En ek wonder, kan 'n man verander? Ek het iets nodig om 'n vaste klou, 'n 10-pond hamer of 'n vrou soos jy. Hoe's daai vir beleid? Ek word wakker aan die oggend feesvoors in 'n sloot. Bloed in my hare met jou in my mond. 'n Foto van jou, ja, 'n foto van my vas. En die gatsak van my blou jeans. En crazy scenes. So my man, I do. So my man, I do. Ek lewe in al jou te mal, te lang. 'n
vreemde plekke uit 'n ou rugsak. Waar sal ek my liefde kry? Seker net daar waar jy bly. Hey. Ek word wakker aan die oggend feesvoors in 'n sloot. My bloed aan my arm met jou in my mond. 'n foto van jou, ja, 'n foto van my vas. So nie gatsig van my blou jeans and crazy scenes. So my mad I Kyk, ek het nooit gedink ek gaan dit sê nie, maar mense kan baie dankbaar wees dat hulle in verkeer vassit vandag. Vandag, ek en Anelma voel so bevoorreg. Hy sing ook vir ons live en ons moet 'n bietjie praat oor 'n splinternuwe vertoning wat nou die 31ste Maart en die 1ste April by die Fair Tree Atterbury Theater op die planke is, getiteld Tot daar waar die lig is. Route 326 op Groot FM 90.5. Jy ken hom ook vir treffers soos Ek kan nie verstaan nie. Ek kan nie van dit sien daar nie. Roep ek jou naam in die middel van die aand. Ja, nee, daai is een van my favorites. Die crazy is die poetry in jou lyf. Ek meen, dit is so mooi gestel, hè? Hoorie, maar ons gesels nou oor die produksie by die Atterbury Theater en jy het nou so 'n bietjie daaraan geraak dat dit jou lewensverhaal bietjie verweef met jou musiek. Sou jy sê dis vir jou moeilik om so eerlik te wees op verhoog en jouself te ontbloot in terme van jou lewe en jou ervarings, of is dit vir jou maklik? Ja en nee. Ja en nee. Ek dink 'n ou het dalk hierdie drang om stories te vertel, jy weet, as 'n skrywer. Natuurlik jou eie storie is altyd 'n ander storie om te vertel, ja. En om dit reg te vertel. Want ons het selfs jy weet, enige persoon het maar uit 'n vertolking van sy eie storie. Definitief, Jy weet, jy het maar die weergawe van die waarheid wat vir jou sin maak, jy weet. Om regtig te gaan delf en te begin kyk hoe was dit vir ander mense? Hoe is dit uit ander daai raak moeilik. Verskillende perspektiewe wat na dieselfde storie kyk. En om almal se storie te probeer vertel is taaf. Maar ek het segmente in waar my dogter, sy's 'n wonderlike danser. Ja, okay. sy is net my favourite danser. Hoe oud is sy nou? Sy's 13 jaar. 13, my genade. Het sy daai talent by jou geërf? Die dans, absolutely not. Ja, nee, boeboe dans nie. Boeboe dans nie. Boeboe dans nie. Net boeboe in Vetkoekpaleis dans. Ja. So ja, ek dink daai antwoord die vraag. Definitief. Ja, en van Melkstraat Confessions en dan nou 7 jaar en nou tot daar weer die lig is. Hoe hoor jy jou eie groei as jy terugluister of vind jy is nog steeds daai authentic mens wat heel aan die begin sy eie verhale en stories en liedjies begin sing het? Eerlik probeer ek nog altyd. Nou ek dink dis waarvoor ek dankbaar is en ek is baie dankbaar dat ek so 'n goeie ma en pa gehad het in my lewe. Ek het verskriklike goeie ouers. Wat my so groot gemaak het om so hard as moontlik sonder 'n ego te probeer lewe. Dit is nie, jy weet, 'n ego is nou maar, ek weet nie wat jou ander mense, maar my opinie is nog altyd gewees dat ek bitter graag wil kyk of ek totaal en al egoloos kan lewe. Jy kry dit baie goed om reg daarby uit te kom. Dit is nie altyd so maklik nie. Traffic kan 'n probleem raak. Maar maar daai is net frustrasie, daai is nie ego nie, hoor. Ja, dit is die maar so woede uitbarsting. Ja. Ja, as ek myself so hoor vloek, dan gaan ek soos ek weet nie die woord. Ja, maar verkeer vind ons uit. Waar kom dit vandaan? In elk geval, so 'n ou probeer met elke album en elke fase probeer 'n ou net dieper gaan in die ding in. So ek dink ek is tevrede met die musiek wat ek gemaak het oor jare. Maar ou gaan altyd gaan tegnies kon dit nou en ek wens ek kon dit, maar dit is nie, want dit was absoluut eerlik vir daai tyd.
Definitief. Was ek geseënd genoeg om te sê, alright, hoor hierdie is wat ons doen en ons doen dit. Jy weet, come hell or high water. En dit het gewerk, Jan. Let's be honest, dit het gewerk. Prys Here, ja. Ja, absoluut. Hoorie, maar die show wat jy nou doen, word beskryf as gestroop, intens en intiem. Wat sou jy sê wil jy hê moet ons mee huis toe gaan sodra daai show eindig? Met 'n aand van ek dink wat ou wil teruggaan en dit moet voel. Natuurlik, jy weet, ou wil nou 'n persoonlike boodskap gee, maar ek wil hê jy moet voel of jy soos wat jy lanklaas gevoel het as jy 'n goeie fliek gekyk het. Wow, okay. Jy weet, dit is 'n storie wat jou aangegryp het En dit bly by jou. en by jou bly, maar wat jy kan weg en gaan soos Jessie. Jy weet, hierdie was regtig jy weet 2 ure van my lewe wat ek goed gespandeer het. So ek wil regtig daai bied vir mense. Jy weet, ou wil nie oordadige kyk hoe erg was my lewe nie. My lewe was eintlik wonderlik met alles wat in my lewe gebeur het. Sit ek nog steeds vandag en dit is die wonderwerk. En dis die storie wat ek wil probeer vertel, ook obviously die storie van almal wat betrokke was daarbey. So dis nie obviously ek kan nie sê ek is 'n feel good artist nie, ek dink daar's genoeg ander kunstenaars. Nee, maar dit is feel good. Maar op die einde van die dag is daai boodskap jy weet gaan dit absoluut oor 'n kunstenaar se lewe. En hoe hy tot by die lig uitgekom het. Maar jy weet, daar's ook daai ding wat hulle praat van toxic positivity en mense onderdruk baie keer, hulle maak of hulle happy is en hulle onderdruk daai gevoelens en dan kom dit op ander maniere uit en ek dink wat jou musiek doen, dis so rou en eerlik en baie keer is daar 'n bietjie 'n donker liriek of iets in en mense kan daarmee identifiseer en dit bring ook heling en dit is eintlik dalk meer belangrik as die happy, chappy musiek daarbey. Ek dink so, jy weet, want weer eens het ek agtergekom, ek het baie keer na die musiek, so vir al die liedjies wat ek voorgevra word om te sing op shows verbaas my, songs soos Ruby. Ja. Julle waaroor gaan hierdie song? Dit is maar dit is presies en dit het ek agtergekom is wie en ek is dieselfde. As ek iets by jou hoor waarby ek kan aanklank vind, dan voel ek nie meer alleen nie. Dis die ding. En dis eintlik al wat ek partykeer in die donkerste tyd, ek wou net nie flip en alleen gevoel het nie. Ja. Ek en Anelma het gesê, gister dink ek, iewers in die show het ons gesê, niemand van ons het ons lewens uitgefigure nie. Ons probeer elke dag, maar dis nog elke dag 'n struggle, maar in die goeie sin van die woord, want ons leer elke dag. Maar dan wil ek jou nou nog een laaste gunsie vra. Wil jy nie daai gitaar gryp voordat ons nou weer al na die 4 uur nuus toe moet gaan nie? En dan die liner. Ja, en dan hierna gaan hy vir ons 'n liner doen en dan gaan ons vir jou sê waar hy vanaand ook nog op die verhoog. Want as jy nou uit is en ons mis jou, maar ons speel jou musiek, dan kan ons daai liner speel, dan kan ek jou stem hoor in my ore. Ons gaan jou mis as jy uitloop. Dit kan ek gaan vir julle ook mis. Dit is nou 'n besonderse drive time uur gewees. Dankie Jan vir ons ook. Thanks. Ek gaan vir julle die tema van die show speel. Okay. Tot daar waar die lig is. Ja. Hier is 'n boodskap anoniem. Ek wens ek kon so ver sien tot daar waar jy is, tot daar waar die lig is. Die woorde draai oor en oor, dwaal saggies oor my hoor, dat jy vir my mis, dat die liefde parallel is. So wie so kon raai hoe die winde so waai. Ek sit hier op my stoep, wag vir die oggend om op te doen, toe na my die lig is. Tot waar jy is. En ek kan nie mis. Is daar waar die lug is. Toen daar waar die lug is. Door
en ek anoniem is daar waar die lug is. So hier is 'n boodskap anoniem. Ek wens ek kon so ver sien tot waar jy is, tot daar waar die lug is. Ja, ons is so bly jy is nie anoniem nie. Anders het ons nie hierdie mooi musiek gehad nie. Jan Blom in die ateljee met daai ongelooflike tema liedjie van Tot daar waar die lig is wat nou 31 Maart en 1 April by die Fairtree Atterbury Theater hier in Pretoria is en Jan Blom vier 2 dekades se musiek met nuwe vertonings in hierdie reeks. Wat giggel jy so? Nee, ek sien net jy smaal want jy wonder hoekom ek so smaal. Ja. Maar dis net omdat ek regtig begeerd het om nou te gil, maar ek kan. Dus ek wil so graag nou gil, maar hierdie gaan pop. Hoor die nig het toe nou foto's Ja, gestuur, sal Jan. nou wys. Sy sê, Jan, jy's die man, jy kan doen wat niemand kan. En hierso is daai kunswerk. Dis iemand, Hy jy wys die kan kind. niemand kan. Iemand sê ook hierso en ek gaan dit nou lees hoor. Jan Blom sing fantasties en wat 'n mooi stem, awesome groete. Dis net nog iemand wat jou waardeer en dit kom van Susan af. En dan Dankie, sê Susan. Jolandi, wens ek nou dat ek in die verkeer kon vassit. Ja, dan moet jy weet. Mooi is darm maar mooi. Jan Blom Amen. kan maar net sing. Ag en daar's nog, maar ons gaan nie by alles uitkom nie. Dankie dat jy hier was. Anelma, ons moet gou praat oor vanaand se vertoning. Voordat ons daaroor praat, gaan hy gou daai dingetjie lees. O, gaan jy hom gou lees? lees. Jan, jy het 'n Kan jy papier dit Het ek 'n papier? Okay, wil jy voorberei? Voel jy voorberei? Is jy gereed? Wag, ek het nou my een kontaklens nie Okay. in vandag. Okay, maak jou een oog toe, ons kan sien. Ek dink hom gooi. Is ons reg? Yes, Ons gooi nie hom. eens accounting nie. Okay, ons maak 3, dit vir jou. 2, 1. Hallo, ek is Jan Blom en ek leen enige dag my groentry vir François en Anelma op Route 326 hier op Groot FM 90.5. Groentrein nou saamgebring. There we Jy kan nie go. sulke beloftes maak en hom nie saambring nie, hoor. Weet jy, daai is een ding wat ek nie kan hou nie. Ek het 'n groentry basies vir 'n week en dan raak hulle weg. Ek is nie seker hoekom. Ek wonder maak sin. hoekom. Ja, ek wonder ook hoekom. Alright, so 31 Maart en 1 April is Jan Blom te sien by die Fairtree Atterbury Theater. Kry jou kaartjies nou by seatme.co.za. Maar vanaand is jy waar? By Cafe Barcelona in Oelala. Colburn. Oelala, 'n lekker street cafe net akoestiek. Ja. Storytelling show. Ek het dit eintlik Bruce Springsteen het dit maar eintlik nog lank voordat dit groot was, het hy dit gedoen wat ek hom gesien het ergens op 'n video wat hy net sit en die songs vertel en met die acoustics en dit het my so geraak want op die einde van die dag dis waar die songs vandaan kom. Presies. Jy weet so ek droom nog eendag ek wil net want ek kan nie op 'n keyboard speel nie, ek speel op 'n klavier en dit is bietjie moeilik om te travel met een, maar ek sal love om sulke shows net op 'n klavier ook te kan doen. Sjoe. Hoorie, die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Sterkte met vanaand se Baie dankie vir vertoning. julle twee. Baie Dankie, dankie Jan Dankie, Blom Jan. dat jy hier was en dat jy ook vir ons live gesing het. Ons waardeer dit super baie. Plezier. En hopelik kom jy gou weer terug. Ek weet in Mei maand is jy weer by Groot FM om 'n nuwe Groot FM 90.5 binnekort weer.